Goeiemôre geliefdes. Ons harte en ons gedagtes vanoggend die regte stemming te kry vir die aanvang van die diens. Sing ons Psalm 19:3 vers 1 en 4 en dan direk daarna soos laas keer Psalm 6:1 vers 1 en 2. Ons gaan Psalm 6 vers 1 lees hierdie diens en dit is ook in te pas vir die liturgie. Met 'n paar afkondigings vir die aanvang van die diens. Kollekte in die erediens vanoggend sal wees vir humanitêre versorging en by die deure vir diens van barmhartigheid. Volgende week in die diens sal dit wees vir projekte en dan by die deure ook vir diens van barmhartigheid. Daar sal direk na die diens katekisasie wees in die klein groep vir die hoërskool kinders, sowel as tee en koffie en ons nooi hulle almal hartlik uit daarna om saam met ons te geniet, om ons saam mekaar kan ondersteun en gesels.
Nog steeds in die hospitaal vanoggend, dink ons in die besonder aan klein Johanna Pieters. Ons wil vra dat julle gebede, dat julle nie ophou sal bid vir haar gesondheid nie. Dan is ons ook bly om te verneem dat Suster Adrie weer ontslaan is van die hospitaal en ons bid ook vir haar beterskap. Ons wil ook graag Louise van Vieren vanoggend wat vanoggend in die diens welkom heet. Dit is lekker om jou weer te sien. Dink dan ook nog steeds aan Kansja Rousseau ook in 'n liefde weet en nou ook in julle gedagtes en in julle gebede. In terme van belangrike vergaderings en byeenkomste die komende week, ons het nog steeds die 6 Augustus op, wanneer die Silvergerwes se skunsfeer is met aftree. Dan wil ek vra dat al die susters asseblief na die diens sal agterbly vir hulle stemming. Dan kondig ek ook die vertrek aan van die Seifert gesin. Die Seifert gesin het verhuis na Potchefstroom. Hulle vertrek met attestaat na die Wild. Dit is nou Johannes Christian Seifert Senior, Lina Seifert, Lorette Seifert, Johannes Christian Seifert Junior. Dan herinner ek julle almal aan die klein groepe en die Bybelstudies wat plaasvind elke week. Kyk asseblief as jy nog nie in 'n klein groep is nie, om jouself in te skakel by een, dan nooi ons julle ook hartlik uit na die kerk Bybelstudie wat hier in die kerk plaasvind om julle staan aande. Die jaarstaat die week wat kom, Chanel Buys, sowel as Ivanay die Beer en Carly Miller, baie geluk aan julle almal by voorbaat. En ek vra dat Ivanay en Carly Miller vorentoe sal kom asseblief. Okay. Goeiemôre geliefdes. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here waar ons saam bid, saam aanbid en die Here se lof verkondig. Ons begin vanoggend deur saam te sing Skrifbring 1:10 vers 1 en vers 2. Ons gaan met vers 1 gaan ons net so saam sit en dan staan ons met vers 2. Aan U as hoof oor alles, dis nou die vers 2. Kom toe die eer en koningskap en U self verhoring, Here, en die rykdom en die eer. U die hoof, ja, U die hoof. Kom toe eer en koningskap. So ons sit met vers 1 want ons gaan nou die Here ontmoet en dan staan ons want ons is in sy teenwoordigheid. Dan sal die Here ons groet met sy seën, waarna ons 'n lofpsalm sal sing en dan sal ons geloof openlik bely en antwoord ook op ons geloofbelydenis. Daarna neem ons weer ons plekke in.
Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid, die koninkryk en die majesteit tot in alle ewigheid. En daarom kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Hy is ons koning, hy is ons skepper, hy is ons Heer. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God, ons Vader, te volbring. Amen. Ons gaan voort met ons lof van die Here, Skrifreading 14:6 vers 1. Al sou dan ook die bose magte toeslaan, al sou selfs alles om my heen vergaan, die son verdof, die lewensvreugde wegkwyn, die ganse skepping sug te gronde gaan, nog sal ek juig in Christus, Heiland Heer. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In antwoord op ons geloofbelijdenis, terwyl ons so saam sit, sing ons saam, my hele lewe is u skrif, u woord diep in my ingegrif. Ek het gesing, u weet dit mos, ek is, o Heer, deur u verlos. Wonderlik is die woorde om te hoor, ek is deur u verlos. Maar waarvan is ons verlos? Ons is verlos van die hel, die ewige dood, die godsverlatenheid, wanneer ons nie die wil en die wet van die Here nakom nie. En om te weet waar ons dit kry, blaai ons vanoggend saam na Eksodus 20 toe, waar ons onsself verhoortmoedig voor die Here. Eksodus 20 is waar ons die wet van die Here sien, soos opgeskryf deur die Here, gegee aan Moses
en die volk. Eksodus 20 vers 1 tot vers 17. Nadat ons die wet van die Here aangehoor het, antwoord ons met Psalm 6, soos ons ook vooraf saam gesing het, vers 1. Psalm 6, dit is waar hy nou inpas in die erediens. Ons het laasweek en vanoggend het ons dit saam geoefen. So Psalm 6 is 'n verootmoedigingspsalm en sy plek is in die liturgie spesifiek na die aanhoor van die wet. Want ons lees daar, wil my o Heer nie straf nie, wys my in toorn nie af nie. Sien my genadig aan, laat in my teëspoede 'n al te strenge roede my nie met gramskap slaan, waar ons dan in nederigheid en afhanklikheid voor die Here pleit, dat hy dit nie teen ons sal hou nie. Maar kom ons lees eers saam die wet van die Here soos dit opgeskrywe is in Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek wys my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook jy 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons Vader wat in die hemel is, Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U kom toe die heerlikheid, die krag en die majesteit tot in alle ewigheid. En tot in alle ewigheid sal ons saam met die skepping en saam met die engele uitroep, heilig, heilig, heilig is ons God, ons Here. Here, U is heilig,
U is groter as wat ons enigstens kan dink of begryp. U is volmaak en U is perfek. U is regverdig. Here, en U is, soos wat ons saam bely, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Here, en daaroor kan ons onsself net verwonder. Ons kan tot in ewigheid in verwondering wees met hoe groot en almagtig U is. Ons wil U lof besing. Ons wil hê dat al die nasies om ons hoor dat ons afhanklik is van U. Dat ons net U lig volg. Dat ons net U waarheid verkondig. Dat ons hier aan die suidpunt van Afrika 'n lig kan wees in die donker wêreld. Maar Here, ook oral daar waar gelowiges vergader. Wees ons genadig, Here, en leer ons dat ons nie op ons sondige weë voortleef nie. Maar leer ons volgens U wil. Spreek tot ons, Here, want dit is vir ons 'n vreugde, soeter as heuning, om U woord aan te hoor. Ons wil dit verslind. Ons wil dit inneem tot diep in my ingewand, soos wat Dawid ook sê. Daar wil ons U woord koester. Daarom, Here, luister ons nou aandagtig, gefokus na die lewende God wat ons leer. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons lees weer vanoggend saam in Exodus nie, ons het klaar daar gelees, Efesiërs. Ons lees in die Nuwe Testament, Efesiërs. As ons by Maleagi is ons nog 'n bietjie te vroeg. Ons moet nog 'n bietjie verder blaai. Efesiërs 3 vers 14 tot vers 21. Dit is deel van die reeks Werklik Kerklik. Ons fokusvers kom vanoggend uit vers 21 uit en ek sal hom weer herhaal nadat ons klaar saam gelees het. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in hemel en op aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Ons fokusvers, vers 21, aan hom, natuurlik wie Christus is, kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Ons tema vanoggend, al die eer kom Christus toe vir ons bestaan. En soos ek reeds gesê het, is dit deel van die preekreeks Werklik Kerklik. Geliefdes in ons Here, het jy al self of was jy betrokke by iemand wat 'n baie groot, baie ou, massiewe boom probeer ontwortel het? Het jy al gehoor van so iets? Het jy dit eerstehands gesien? Dink aan nou verskriklike groot, ou boom. Sy stam is so groot dat ons nie eers om 'n drukkie kan gee nie. Hoe gaan ons daardie boom
ontwortel. Dit gaan aansienlik moeilik wees, en dit gaan aansienlik tyd vat, en dit gaan baie moeite wees. Maar dit kan gebeur, maar dit gaan 'n lang proses wees. Want daardie boom is gewortel. Daar's honderde en honderde mikroworteltjies. Daar's hordes groot dik wortels, wat in die grond ingeplant is, wat gegroei het oor tyd. So, dit is moontlik, maar dit gaan baie tyd vat. Want daardie boom is daadwerklik gewortel in die grond. Maar kom ons maak dit persoonlik. As jy nou terugdink aan jou eie familiegeskiedenis, van waar af jy kom, weet jy wie is jou oupa grootjie se pa en ma? Baie van ons doen nie die moeite om regtig terug te gaan in die verlede met geologiese navorsing, of regtig uit te vind waar ons vandaan kom nie. So stel nie regtig belang daarin nie. Ons moet weet waar ons familie gewortel in is, waarin ons gewortel is. Want ons het ook uiteindelik te danke aan ons voorgeslagte en die Here se wil, dat ons ook uiteindelik hier is. Ons gaan nou nie ingaan op die biologie van hoe nie, maar ons is hier, genadiglik deur die Here. Ons moet weet in wie en waar ons gewortel is. En hierdie twee voorbeelde wys dit vir ons. Die eerste voorbeeld van die boom wys vir ons dat ons moet daardie boom wees wat gewortel is, diep geplant is in Christus. Nie net so oppervlakkig dat hy kan omval nie, maar diep geplant is in Christus. Dat in die geval dat Satan en sy bose magte ons van die Here probeer weglok, dat dit moeite gaan wees en dat dit swaar gaan wees vir hulle om enigstens ons te oortuig. Diep gewortel. In die voorbeeld van ons familie, om te besef dat daar is geslagte voor ons wat die Here leer ken het. Geslagte voor ons wat ons uiteindelik geleer het om die Here te aanbid en te dien. Hierdie gedagte van gewortel en gegrondves wees is nie 'n nuwe gedagte vir Paulus nie. Paulus het dit al in 'n paar van sy briewe gebruik, maar hierdie is die mees bekendste ene. Hy begin in hoofstuk 2 al en dan verduidelik hy, en ons het so 2 weke terug het ons daaroor, of 'n week terug het ons daaroor gepraat, waar die gemeenskap van gelowiges gewortel moet wees in Christus. En hy doen moeite om die gelowiges te leer en te verduidelik, maar julle kom as gevolg van Christus by mekaar. Julle is deel van die liggaam as gevolg van God. As hulle nie diep in die rykdom van Christus geplant en gegrondves is nie, sal hulle nie groei nie. As ons 'n advokadepeerpit in water sit en wag dat hy wortel skiet, dan gaan ons hom nie daar kan los vir die res van sy lewe nie, want dan gaan hy nie vir ons vrug dra nie. Ons gaan hom moet oorplant in die grond, sodat hy diep gevestig gaan word, sodat hy kan groot word en vrug dra. Geliefdes, ons is nie veel anderster nie. Ons moet geplant wees in Christus, gewortel in Christus, sodat ons uiteindelik ook vrug kan dra. Want dit help nie, ons bly in daardie water en skiet wortel, en ons word nie geplant in Christus nie. En Paulus bevestig dit deur die sinoniem wat hy ook gebruik, gegrondves. Ons is gewortel en gegrondves, en ons sal staande bly. Die woord vir gegrond beteken letterlik om vas te staan. Dit kan nie beweeg nie. Dit gaan nie beweeg nie. So ons is geplant en ons staan vas in Christus. Niks kan ons van Christus skei nie. Geen ding in hierdie heelal kan ons van Christus se liefde skei nie. En ons sien dit prakties hoe ons deel word van die gemeenskap van gelowiges. Ons is nou deel van die gemeenskap van gelowiges, soos wat ons reeds in hoofstuk 1 gesien het, soos wat dit uitgebrei is in hoofstuk 2. En nou hier in hoofstuk 3 bid Paulus en hy vra dat hulle wysheid en insig gaan hê. Dit is die 4de keer wat Paulus vir die gemeente bid tot op hede, van hoofstuk 1 af.
En hy sê, dankie omdat alles wat ons ontvang, al die wysheid en insig, is te danke aan God. Want hy het ons toegevoeg. Sonder Christus, waarna ons gegrondves en gewortel behoort te wees, is ons eintlik niks. Punt, dubbelpunt, punt. Ons is klaar, ons is niks nie. God is die bron van die geloofsgemeenskap se bestaan. Vanuit God vloei die genade voort in Christus wat ons gered het om daarby in te kom. Christus is die middelpunt waarom die kerk behoort te draai. Christus is die middelpunt van ons elkeen se lewe, of veronderstel om die middelpunt te wees. Maar baie keer plaas ons Christus aan die kant. Want ons kind se sport is belangrik, meer as Christus. Dis beter en belangriker om laat te slaap as Christus. Verhoudings is belangriker as Christus. Dan begin alles daar rondom gaan en nie Christus nie. My werk, alles gaan om my werk en nie oor Christus nie. En dit is waar ons die fout maak. Alles in hierdie hele lewe, in die gemeenskap van gelowiges, behoort te gaan oor Christus en die kerk. Alles moet om hom gaan. Omdat daar 'n eenheid is volgens vers 3, wat gaan oor Christus, of Efesiërs 3 vers 15, sien ons dit vloei voort in die liefde. Want as alles gaan oor Christus, vloei dit voort in liefde. En dan sien ons uiteindelik hoofstuk 4, vriendelikheid, beskeienheid. Ons lees volgende week verder daaroor. Wanneer Paulus hier weer praat, weer eens, soos in elke hoofstuk, van die eenheid, wil hy hulle herinner dat hulle gegrondves is in God. Ons het al gesien dat dis as gevolg van God dat ons by mekaar gevoeg is. As God dit nie wou gehad het nie, sou ons nie gewees het nie. En ons wil die Here dank vir dit alles. Maar nou sê Paulus, dit is alles goed en wel, maar ons moet nie net daar volgens gaan nie. Ons moet gegrondves wees en gewortel in Christus. Dan sal dit vrugte oplewer. En die vrugte is onder andere liefde. Dis die mees praktiese vorm van liefde. Dis die mees praktiese vorm van vrugte. In vers 14 en vers 15 sien ons Paulus is nederig voor God. Hoekom? Want hy besef, alles gaan oor God, alles gaan oor Christus, en ek is eintlik niks. Ek is nederig, ek moet nederig wees en klein wees. En daarom begin hy hierdie perikoop ook, en hy sê, daarom kniel ek voor God die Vader neer. Wat wys, hy is nederig en klein voor God. Hy dink nie veel van homself nie. Hy is maar 'n dienaar. Hy staan nie soos die fariseërs op straathoeke en bid so hard dat almal hom kan hoor nie. Maar hy maak homself klein en verootmoedig homself. Sy troos is dat hy weet hoe groot en almagtig God is, waaroor dit alles gaan. En dan sê hy, ek het my bestaan te danke, of ons het ons bestaan te danke aan God. Wat bestaan is hierdie? Hierdie is tweeledig. Eerstens, ons fisiese bestaan, waar ons nou bestaan, waar ons nou asemhaal, waar ons nou saam is. Ons het daardie bestaan te danke aan God. Dat ons gebore is, dat ons kan groot word, dat ons kan lewe, is net genade, en ons bestaan is te danke aan God. Maar die tweede aspek hiervan is die bestaan van ons geestelike lewe. Ons geestelike lewe in die gemeenskap van gelowiges. En dit is eintlik waaroor die fokus nou gaan. Ja, ons is dankbaar oor ons fisiese bestaan, maar ons is nog meer dankbaar oor ons geestelike bestaan. Ons geestelike saamvoeg in die gemeenskap van gelowiges. En dat ons daarin sal ywerig werk om uiteindelik die vrug te kan sien. In hierdie verse handel dit spesifiek oor die gemeenskap van gelowiges. En ons sal later ook sien hoe Paulus hulle vermaan, omdat hulle in die gemeenskap van gelowiges nie noodwendig leef soos wat hulle behoort te leef nie. Want die nagmaal is ook op pad. En hulle het van die nagmaal ook
afbreek gedoen. Die samekomste van gelowiges is veronderstel om op te bou, te bemoedig, te verseker. Want God voorsien vir ons 'n punt van herkoms, sodat ons elke keer kan terugdraai daarheen, om gehelp te word, om gebed te ontvang, om bemoedig te word. Ons is veronderstel om so te leef met mekaar. Ek is nie veronderstel om bang te wees om kerk toe te gaan, want wat sê die mense dan van my? Of daar iets groots gebeur in my lewe, wat gaan die mense van my sê? Ons moet juis kerk toe gaan, want hier is ons broers en susters, en ons is saam een onder Christus. So hoekom sal ons mekaar veroordeel? Ons moet mekaar ondersteun in liefde. Dis ook waarvoor Paulus hier bid. Dit is hoe dit veronderstel is om te wees, maar dit gebeur nie altyd nie. Want daar word baie keer geskinder, kwaad gepraat, twis gesoek, eer gesoek in die kerk. Want die mense moet net sien, dit is ek wat dit gedoen het. Het gaan nie meer oor Christus nie. As God dit nie so voorsien het, dat ons deel is nie, sou ons nie 'n veilige hawe gehad het, waarby ons kan terugdraai nie. Want God het geweet in hierdie wêreld, vol sonde, vol haat, vol jaloesie, het ons 'n plek nodig, waar ons gewortel kan wees, en gegrondves in Christus. Ons is volgens Paulus naby aan God, as gevolg van die verbondenheid in Christus. Die volgende punt. En daarin sien ons die liefde van Christus. Hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Geliefdes, ons kan dit nie begryp nie, want ons weet nie tot waar dit strek nie. Dit is hoër as ons verstaan, as wat ons verstaan. Dit is breër as wat ons verstaan. Dit is dieper as wat ons verstaan. Want hoe kan 'n God ons lief hê en ook 'n sondaar lief het, maar sy sonde haat? Mense waarvan ons nie hou nie. Hoe kan dieselfde Christus loop saam met sy disippels, maar eet saam met 'n prostituut, praat met 'n tollenaar? Ons verstaan dit nie. Ons verstaan nie hoe wyd en ver en diep die liefde van Christus is nie. En eers wanneer ons besef ons is gegrondves en gewortel in Christus Jesus, dan sal ons besef wat die liefde alles inhou. Want hy het selfs mense soos vir my en vir jou lief. Met al ons gebreke, met al ons tekortkominge, met al die sonde wat ons doen, in die openbaar of in die geheim. Hoekom doen God dit? Sodat ons hom kan eer. Sodat ons kan bevestig dat daar is nie 'n ek in kerk nie, maar 'n ons. Dat ons kan mekaar aanmoedig en bemoedig, ondersteun. Ons het immer soveel wonderlike dinge wat ons saam bind, elemente wat ons saam bind, sodat ons hierdie liefde kan uitleef. Eerstens is ons verlos van die ewige hel en die dood en die godsverlatenheid. Ons het nie nog meer redes nodig nie. Hoe wonderlik is dit? Die tweede ding is dat ons versamel is onder Christus se heerskappy. Ons is gered en ons het ons bestaan te danke aan God. En elkeen van ons het die genade van God eerstehands ontvang. En daarom is dit belangrik dat ons herhaaldelik moet bid, dat ons kan verstaan hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus is. Want anders kan ons dit nie uitleef en vrug dra op die woord van God nie. In vers 15 gebruik Paulus die woord gemeenskap. En hierdie gemeenskap dui op 'n herkoms, 'n plek of iets wat gebeur het. 'n Voorouer wat miskien getrek het oor Drakensberge en gevestig is op 'n plaas ergens in die Potchefstroom distrik. Dis iets wat gebeur het in die verlede wat ons saam bind. Een ouma met 3 kinders met 16 kleinkinders. Dis iets wat ons saam bind. En wat is die iets wat ons as gemeenskap van gelowiges saam bind?
Christus. Hy is ons herkoms. Hy is ons koning. Hy is ons hoof. Dis die punt wat ons saambind as gemeenskap van gelowiges. Die gelowiges word versterk deur hierdie gebed van Paulus. Soos ons reeds gehoor het, word daar uiteindelik dan deur die besoekers wat daar was en teruggekom het, ook getuig van die liefde wat daar is. Die versekering wat Paulus het in die Here, die troos wat hy het in die Here, dat God almagtig is, groot is, probeer hy nou uiteindelik tuisbring by die gemeente, deur te sê dat die Heilige Gees wat in ons woon, help ons om te kan verstaan die hoogte, die wyte, die diepte, die omvang van Christus se liefde, sodat ons dit kan wys. Ons as liggaam van Christus moet besef dat Christus ons vergewe het. God het ons vergewe deur Christus se werk. Die Heilige Gees woon nou in ons, sodat ons nie hoef te wag vir een dag nie, maar dat ons nou al reeds dit kan beleef, ervaar en uitleef. Ons hoef nie te wag vir 'n dag ergens in die toekoms om eers die liefde te ervaar op een of ander bonatuurlike manier en dan dit uit te leef nie, want dit lewe klaar reeds in ons nou hier, sodat ons dit kan uitleef in die gemeenskap van gelowiges. Gelowiges se innerlike krag word deur God geskenk, soos wat ons in vers 17 sien. En dit dui ook uiteindelik op 'n intieme verhouding met die Here, met God. 'n Verhouding dat al kom die storms van die lewe, sal daai boompie nie platgedruk word nie. 'n Verhouding dat ek so seker is dat God sal my ondersteun en bemoedig en red van al my situasies volgens sy wil. En dis die Heilige Gees wat in ons woon wat dit bevestig. Maar hoe lyk hierdie liefde prakties? Hierdie liefde waarvoor ons bid en hierdie kennis waarvoor ons bid, wat ons saam maak in die gemeenskap van gelowiges, hoe lyk dit prakties? Meer lewend. Ons hoor hoe gaan dit. Ons hoor die afkondigings voor die tyd. En dan bel ons die persoon om te hoor hoe gaan dit. Is die operasie suksesvol gewees? Wat is al wat ek vir jou kan doen? Maar dit moet nie net daar bly nie. Wees prakties betrokke. Daai liefde gaan 'n bord kos maak en vat sonder om te vra. Want vir 'n Christen is niks moeite nie. Hoe lyk dit nog? Meeleef met mekaar wanneer ons koffie en tee drink na die tyd. Ja, daar is baie keer wat ons allerhande klein goedjies bespreek en small chats bou, soos hulle sê. Maar daar vorm verhoudings. Daar hoor ons mekaar se harte. Maar ook om diensbaar te wees. Dis alles vrugte ook van hierdie diep gewortelde verhouding met God in Christus. Geliefdes, hoe wonderlik is dit om dit te weet? Dat ons deel is van een herkoms. Want dit is iets wat in die verlede gebeur het. En die gevolge daarvan is nog diep in die toekoms sigbaar. En hierdie een ding wat gebeur het, is Christus wat gekom het, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. En die gevolge van daardie kruisiging gaan nog lank in die toekoms sigbaar wees in die kerk, in die liggaam van Christus. Geliefdes, Paulus leer ook die gelowiges dat ons gewortel is in Christus, sodat hulle iets het om aan vas te hou. Sodat hulle in hierdie lewe kan terugdraai na God toe, want hy is die middelpunt van ons bestaan. Ons is 'n geestelike familie wat in Christus gewortel is en gegrondves is. Die Heilige Gees het aan ons gegee om ons te versterk en te bemoedig, sodat ons God se liefde kan leer ken. Bid vir mekaar om hierdie wyte en diepte en hoogte te verstaan. Maar bid ook vir mekaar dat ons regtig besef
ons is gewortel en gegrondves in die rykste grond, die vrugbaarste grond, en bid dat dit vrugte sal lewer. Amen. In antwoord op die prediking sing ons saam Psalm 31 vers 1, vers 3 en vers 9. En ons besing dit ook om te bevestig, net soos 'n rots gesterk gestewig teen storms en ongety, is U, o Heer, vir my. Ons sing Psalm 31 vers 1, 3 en 19, waarna ons dan saam sal dank. Ons God en Hemelse Vader, Here, Christus is die middelpunt van die gemeenskap van gelowiges se bestaan. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor ek nie, dit gaan nie oor wat ek kan kry nie, maar dit gaan oor Christus. En daarom kniel ons in gebed voor U, ons God en Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde ons bestaan te danke het. Here, ons bid dat U deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons U krag bewys, deur innerlik ons te versterk. Dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons gewortel en gegrondves sal wees in die liefde. Here, mag elkeen van ons ook in staat wees deur die kragtige werking van die Heilige Gees om klein bietjie te begryp. Want ons sal nooit ten volle begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde strek nie. Here, ons bid dat ons daadwerklik hierdie liefde mag ken. 'n Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag ons heeltemal gevul word met U volheid, Here. Here, aan U kom al die lof toe. Aan U kom al die eer toe in die kerk. Aan U kom ons lofgesange, ons geestelike liedere toe. Want ons kan nie genoeg dankie sê nie. Dankie dat ons ook kan weet, verseker weet, dat wanneer ons kinders in U wil en godsvreesend grootmaak, dat dit ook sal duur van geslag tot geslag. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.
Geliefdes, daar is nou 'n geleentheid vir die afdra van kollekte en liefdegawes. In die erediens is dit vir die Emeritaatsversorgingfonds. So net om te verduidelik, almal weet nie noodwendig dit nie. Emeritaatsfonds, emeritus, so predikante wat afgetree het, sodat daaroor versorging kan wees vir hulle, want hulle is in diens van die Here gewees hulle hele lewe lank. So in die diens is dit vir die Emeritaatsversorgingfonds, en by die deure is dit vir die diens van barmhartigheid, sodat die diakens ook kan uitreik in dankbaarheid en in barmhartigheid en God se liefde ook so wys. Geliefdes, as slotsang sing ons saam lied 292 vers 1 en vers 2. En ons sing dit om mekaar te bemoedig en aan te moedig, en dat ons altyd sal onthou dat ons enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Geliefdes, weet verseker dat die genade van die Here, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees. Amen.